is. Ek besef die waarde van perspektief kry en gefokus is. Ek is bevoorreg gewees om net so 'n paar dae bietjie weg te breek en ek kom toe agter in my stil word en my rustig raak. Daar's 'n klomp goed binne in my wat nie lekker is nie. En ek het so 'n bietjie begin stoei met my eie gedagtes en myself 'n paar harde vrae gevra oor die realiteit waarmee ek besig is. Hoe belangrik is dit wat ek doen? Is dit dringend? Is dit ernstig? Is dit belangrik vir God? Diep geraak oor gebeurtenisse in ons land en die onregverdigheid oor sekere goed. En ek kyk ook na my toekoms as 'n pa, van wat gaan my kinders en al daai klas van goed wat daarmee gepaard gaan. En terwyl ek besig is om 'n som totaal of 'n gevolgtrekking of 'n afleiding te maak van wat in my eie gemoed woed, kom ek agter, hoorie, ek gee vir die verkeerde goed kos. Natuurlik is dit belangrik om te prioritiseer, dit is belangrik om harde vrae te vra, dit is belangrik om klaarheid te kry oor sekere goed, want as jy nie eens weet wie sin jy is nie, gaan jy sukkel om te weet wie jy is, en as jy nie weet wie jy is nie, gaan jy almal om jou seermaak en te nakom, en partykeer jouself ook ontneem van soveel mooi goed wat na jou kant toe kan kom. Broers, ek wil jou mooi vra, moenie die volgende paar weke mis nie. Miskien gaan ek 'n reaksie van maak as dit die Here se wil is, but I choose to lean in and to listen to the Holy Spirit. Ek is op 'n plek waar ek die Heilige Gees soek met alles binne in my. Niks is op hierdie oomblik meer vir my belangrik nie. Niks. Hoor my vanmôre as ek dit vir jou sê, niks op hierdie aarde, nie roem, nie ryk, nie geld, nie status, selfs nie eens mense en hulle uitdagings nie. Ons elkeen het 'n pakkie gekry. I love people. Believe me, I truly love people. But I cannot be the man that I'm supposed to be and help people to become where they need to be if I'm not under the guidance and the leadership and the lordship of Jesus Christ. En vir dit het ek die Heilige Gees nodig. Mense gaan almal dalk vir jou sê, nee, jy's simpel, nee, jy's smal, nee, jy's dom. If the Holy Spirit said it, then you do it. Almal sê dalk, ja, maar jy beleef 'n duidelike nee. Then you don't do it. Terwyl ek besig is met dit, vra ek myself die vraag, ek wonder as ek 'n mikrofoon kan vat en by 'n paar manne kan gaan stil staan en vir hulle die vraag sou vra, hoekom dink jy lewe Jesus? Hoekom moes hy aarde toe kom en moes hy lewe? Ek dink ons gaan verskeie antwoorde kry. Ek weet daar's sekere individue gaan sê, hy leef want hy het nommer 1 uit die dood uit opgestaan. Dis tog die waarheid, dis nie. Of hy leef omdat hy die seun van God is, dis ook die waarheid. Hy leef en hy sit in die regterhand van die Vader, waar hy as hoëpriester, volgens Hebreërs 4, of waar hy besig om vir ons in te tree, volgens Hebreërs 7, of volgens 1 Johannes 2:1 besig om vir ons voorspraak te maak, om met die Vader te praat oor jou toestand hier op aarde. Jesus is speaking on your behalf. Daar's skrif daarvoor. Dis miskien hoekom hy lewe. En ek dink al daardie goed is reg. Maar ek het op 'n vers afgekom in my stilte tyd laas week. Wat ek gewonder het, Wikus, hoekom het jy die ding nog nooit gelees nie? Hoekom het jy nog nooit so verstaan nie? Miskien was ek net nog nie reg om dit onder oë te kry nie. En ek wil graag met my en jou volgende, nie preek nie, gesels oor die gedagte Christus in my. Sê saam met my, Christus in my. A life that's been exchanged, 'n uitgeruilde lewe. Ek kom agter, daar's soveel van my waar kan vashou. And I never exchange it for the promises of God. Daar's soveel van my vlees wat nog in beheer is, drange, emosies, begeertes. And I've never exchanged it for the more. Vir dit wat God my beloof.
En nou is ek ingeperk en ek raak frustreerd in my eie ou kokonnetjie en alles rondom Christendom en man wees en sommer net op die aarde is, raak vir my moeite en is nie vir my lekker nie en ek staan op met tandpyn en ek gaan slaap met kopseer en ek moan en ek groan en ek sien net die lelik, ek hoor nie meer die voeltjies chirp nie en die winter perk my in en eintlik leer die woord van die Here dat ek en jy volgens Psalm moet soos 'n palmboom wees. Al het jy nie 'n groot wortelstelsel nie, although that's very important, moet jy wanneer die winde waai soos 'n palm wees, jy moet buig sonder om te breek. En al wat dit gaan maak, dat ek en jy iets kan verstaan, en uit my gesprek hoop ek, jy gaan dit vandag vang, en saam met my begin droom daaroor, is dat ek en jy moet op 'n plek kom waar ons weer moet begin vra, die Christus in my. Ek glo, die rede hoekom Jesus leef, is nie net vir al die redes wat ek genoem het nie, maar hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 4:10 en 11, ek wil dit vir jou opsit. Hierdie was vir my special, hoor hier so hy sê, gedurig dra ek en jy die doding van die Here Jesus in ons liggaam. En die rede hoekom ons sy dood in ons liggaam saam met ons dra, is sodat sy lewe deur my en jou geopenbaar moet word. Ek gaan dit nou verduidelik. Dis is mind-blowing. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood van Jesus. Om Jesus te dien is morsig. Om Jesus te dien beteken you're gonna die every single day. There's a little bit more of you that's supposed to die for this world. Every day that you follow Jesus, He needs to become more and you needs to become less. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan maak. Ek glo dis die rede hoekom Jesus na die aarde gekom het en uit die dood het opgestaan het en lewe. Lewe, nie net omdat hy die seun van God is, nie net omdat hy ons hoëpriester en voorspraak is, nie net oor al daardie redes nie. Jesus lewe sodat hy deur jou sigbaar kan word. En dis waar ek die klip in my skoen gekry het. Want as ek net vat toe ek partykeer met my vrou praat en met my kinders werk, kom ek agter my, wat ek wys vir die wêreld is nie noodwendig Jesus nie, is Wieke, die frustreerde Wieke, die ingeperkte Wieke, die geïrriteerde Wieke, die Wieke wat kwaad is, die Wieke wat onseker is, jy kan jou naam insit en jy kan die sin ook klaar maak. What you model shows what you reveal. Ek moet dit kwalifiseer. Jy modelleer iets wat jy openbaar. Wat jy openbaar is wat jy gaan modelleer. Een kan nie sonder die ander nie. Jy kan nie maak of iets is wat jy nie is nie. Dit gaan jou inhaal. As jy 'n druiwetros is, jy wees die beste druiwetros. Hou op om te dink jy's 'n piesang. As jy 'n suurlemoen is, jy kan vir almal vertel jy's 'n lemoen. Jy's 'n lieger. As jy dink jy's 'n peer en nou probeer jy vir almal sê ek is 'n appel. Jy is wie jy is, en jy gaan dit openbaar deur hoe jy modelleer, the way you reflect what's inside of you. Ek besef dis hoekom Paulus hierdie ding geskryf het. Een van die hoofredes hoekom Jesus leef is sodat hy sigbaar kan word deur my en jou. Hy moet sigbaar, die wêreld moet weet. Hulle moet weet dat die Here wat ons dien lewe. Maar die probleem waarmee ek en jy sit is, Paulus skryf dit, ons ontdek dit uiteindelik in ons lewe en ek kom dit agter, dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek, en dit wat ek nie moet doen, dit doen ek nie. Een van die grootste probleme, en ek het dit daar op die bord gesit, is, ek dink ons sukkel dikwels met hierdie ding van, ek moet harder probeer, ek moet meer Bybel lees, ek moet meer bid, ek moet sterker word as kind van God, ek moet meer dissipline hê, ek moet 'n beter Christen wees, dan sal God my gebed antwoord, of hoe dit ook al sê. En ek dink nie daai goed is ook verkeerd nie. Natuurlik moet ons meer Bybel lees, ons moet meer bid, ek moet sterker word in my postuur, ek moet verseker dissipline handhaaf, al daardie goed is belangrike kenmerke en karaktertrekke wat in ons lewens moet wees.
Maar die moeilikheid is, baie van ons probeer Jesus mimiek, terwyl ek dit nêrens in die Bybel vind nie. Baie van ons wil meer soos Jesus probeer wees. Jy kan nie. You need to die so that he can be through you. Baie van ons dink as ek hom net kan kopie, as ek net soos Jesus kan lyk en praat, nou weet ek die Bybel sê ons moet streef na heiligheid, maar is nie wat die Bybel ons leer, net jou streef en jy praat van, you need to die and he needs to live. Wanneer hy dan deur jou sigbaar word, dan is dit nie meer 'n mimiek of 'n toneelspel. Dis nie nou en dan na 'n kerk toe gaan. Dis nie nou en dan 'n versie quoteer of 'n gebedjie bid. Dit is 'n leefstyl. It's suddenly a big exchange. It's not you anymore. When people see you, they see Christ. En dit bring my toe by die vraag. As een van julle vandag my gesin sou gaan vra, wat se man is Wikus? Wat se pa is Wikus? Hoe doen hy besigheid? Hoe gaan hy om in die samelewing waarin God jou gesit het? Handelinge 17. Grense vasgemaak waarin jy binne funksioneer. Hoe lyk jou naam? Hoe lyk jou karakter? Wat sal mense sê? Gaan hulle meer van jou praat, hoe arrogant jy is, hoe vol jy self is, hoe suksesvol jy, of gaan hulle sê, daar's 'n man van God. Daar loop 'n man van God. When he walks into a room, it's not him. There's something different about him. Dit bring my op die plek waar ek toe nou begin sê, maar Here, ek verstaan, ek moet die geheim snap van die Bybel. Die geheim van die Bybel is, dat ek moet sekere goed doen, in die regte konteks. Maar die moeilikheid is, en jy kan dit ook op die bord vir my sit, ons lewe vandag asof ons godsdienstige manne is, en nie meer in 'n verhouding staan nie. Ons lewe uit tradisie, nie uit transformasie nie. Ons het toeskouers geword, en ons is nie meer volgelinge nie. Ons sit met hierdie magtige probleem, ons doen wat ons pas wanneer ons wil. Ons het hierdie ding van, ek gaan God nie altyd dien nie, maar wanneer dit my pas, wanneer ek voel, dis nou die regte ding. Want weet jy, as ek nou daar op die myn is, dan moet ek nou myn taal praat. En as ek besigheid doen, moet ek nou maar besigheid doen soos vir die wêreld, want dit is al manier hoe ek besigheid gaan kry. Terwyl die woord sê, en Jesus se eie woorde, Matteus 15:8, julle maak God groot met julle lippe, maar julle hart, julle lewe, dit wat jy wys, is verseker nie wie Christus is nie. Is nie wie hy is nie. Is nie waarvoor hy staan nie. Is nie waarvoor hy na hierdie aarde gekom het, gesterf en opgestaan om lewend vertoon en gegaan om vir jou plek te berei het nie. Is nie dit nie. It's not that. So ons lewe vir die verkeerde goed, en nou bring ek ons by die plek dat ek en jy met daardie geheim waarvan ek praat, moet ons gryp, en ek hoop in die volgende paar weke gaan die Here my help om jou te help, dat ons hierdie transaksie kan beklink en vir eens en vir altyd kan deel. Dis soos 'n ruiltransaksie. Hoor mooi wat sê Galasiërs 2:20. Ek is met hom gekruisig, ek leef nie meer nie. En ek het so agtergekom, ek leef nie soos iemand wat gekruisig is. Daar's areas in my lewe wat nog glad nie eens op 'n kruis was nie. Wat nou nog daar's areas van my lewe wat ek besef wat ek lewend hou vir hoe lank. En dit het eintlik niks met God of sy godsdiens uit te waai, met sy koninkryk en dit wat hy wil gebeur nie. Daarom moet ek my swakheid, my sonde, my selfregverdigheid, my magteloosheid, ek moet dit verruil vir sy lewe, sy krag, sy liefde, sy heiligheid en sy oorwinning. There must be an exchange. Wikus, maar is bykans onmoontlik. Wel, die woord van die Here sê juis, hou op probeer dink jy's oulik as jy sterk is. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, jy kan slegs sterk wees as jy swak is. Because when I'm weak, then he is strong. Moeilikheid, baie van ons is so sterk.
so vol en so slim en so oulik. But there's nothing of Christ in you. En dis vir my week is 'n probleem. Because Jesus said, if you pray, even if you just say for that mountain to move, if you have a little bit of faith, mustard seed faith, that mountain will move. Nou bid ek bid en niks gebeur nie. Is die probleem by God wat nie my gebed antwoord nie, of is dit dalk ek wat meer sigbaar is as wat hy sigbaar is? Is dit die lewe wat ek modelleer en waarvoor ek myself posisioneer? Of het ek die ruil transaksie aangaan en sê, Lord, I know I'm weak, but you are strong. I know I'm poor, but you are rich. I know I'm dead, but you're alive. I know I do not have hope, but you are my hope of glory. Christ, the hope of glory inside of you. Christ, the hope of glory inside of you. Colossians 1:27. Maar Wieke, hoe is dit dan nou dat jy met my oor hierdie ding wil praat? Want ek besef, baie van ons soek die kroon sonder die kruis. Maar is eers die kruis, dan die kroon. Jy sal moet sterwe, jou eie ek moet sterwe, jou trots moet sterwe, jou eie vermoëns, jou selfsekerheid. It needs to die before you will live. Baie van ons kry seer, verhoudinge, lei skipbreek, huwelike breek self op. Why? Because of pride, self-righteousness, arrogance, my dreams, my plans, my purpose. Staan ons soos 'n gorilla, slaan oor wat ek vermag en gaan vermag, en daar's niks van Christus in dit nie. As jy as man al Christus is wat jou vrou ooit gaan sien, dink jy sy gaan hemel toe wil gaan? As jou kinders na jou kyk en Christus in jou soek, en dit hang van jou af hoe jy handel en wandel, sal hulle enigstens die pad wil stap en jou wil volg. Kan ek dit nader in die huis bring, as die wêreld na ons as kerk kyk, as die Kosh area se mans net na my en jou kyk, of dit langs die rappieveld is, en of dit besig is waar jy 'n transaksie formuleer na mekaar sit. When people see how you do that and the way you handle Christ, will they follow you? Will they walk behind you? En ek moes sê, sorry Here, want ek weet, ek vergewe nie soos wat Jesus sou vergewe het nie. Maar as hy dan in my is en ek is dood, dan sal ek mos vergewe soos hy vergewe. Dan sal ek mos lief hê soos wat hy lief het, dan sal ek mos dien soos wat hy dien, dan sal ek mos praat soos wat hy praat, en dan sal ek vrug dra soos wat hy vrug gedra het. Hoekom sien ek nie een van daai goed in my lewe nie? Is dit nie miskien omdat ek te veel op die voorgrond is en dit gaan oor my? Ek, die eie ek. Romeine 8:34, Christus het gaan sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Hy pleit nie dat jy net eendag moet hemel toe kom nie. O Vader, ek bid dat Wieke die hemel maak. Ek bid dat Jesus vir my bid dat ek hemel toe sal gaan, dat ek dit nie mis nie. Ek pleit dit regtig, maar dis nie dit nie. Ek glo dat hy pleit en hy bid dat my geloof nie moet ophou terwyl ek hier op die aarde is nie. Ek glo dat hy bid dat ek sal volhard al is daar moeilikheid. Hy bid dat ek sal oorwin al voel dit of ek soms verloor. Ek glo dat hy bid dat ek sy lewe deur my laat skyn. Ek glo dis een van Jesus
se hartsbegeertes. Dat Wikus en jy kan jou naam sit, nie 'n titel en 'n amp en 'n posisie in die samelewing gekry het, sodat jy kan kyk wat kan jy akkumuleer en hoe kan jy jou spiere bult nie. But he gave you whatever he gave you, so that he can live through you. Manne, as ons daai ding snap, red ons hierdie stad. As ons daai ding snap, kom hy se sinne terug na die Here toe. En ek wil jou beloof, sal kerke binnekort en klas op te klein wees. If we just take this to heart, just take this to heart, then I promise you, hospitals, courtrooms will run dry, and churches will flourish. My vraag aan my is, en as jy dit ook wil vra, is dit okay. Waar leef ek en jy nog volgens ons eie vermoëns en nie volgens Christus se sterkte nie? Waar probeer jy nog God beïndruk? Jy wil God beïndruk met jou lewe. Met jou roem, met jou ryk, met jou talent, met jou... Jy gesê, ek gaan nie preek nie, ek wil 'n gesprek met jou hê, want ek bloei. We all live lives that we wish we can just impress, so that people can like us and follow us. Hoeveel TikTok en Instagram en Facebook likes en hoeveel people follow en klap vir my hande en sê hoe oulik ek is. Maar die Here Jesus weet nie eens waarmee jy besig is. Ek glo hy weet altyd waarmee jy besig is, pa. Dis nie hy nie, dis jy. Hoe verskriklik. Staan saam met my asseblief. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik is dit as ek en jy deur al hierdie emosies en seisoene van ons lewe beweeg. En aan die einde van jou lewe kom en die Here Jesus wys jou waarop het ons uitgemis, waar hy deur jou goed wat laat gebeur het, deur jou sy plan in plek laat sit, deur jou vir jou vrou gewys het, vir jou kinders gemodelleer het, vir die wêreld, deur jou. Maar omdat ons so egosentries en trots is en vol van onsself, en ons nie hierdie goed geleer word nie, openbaar ons nie die ster